Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 28ste Februarie en ons is by Koffiekuier 921. Eerskomende Sondag, die 2de Maart hierdie jaar, is wat in die kerklike jaar bekend staan as die Sondag van Verheerliking. Dis die Sondag waaroor ons opnuut nadink oor die feit dat Christus Here is oor ons lewens, dat God die een is wat in sy heerlikheid aan ons verskyn het, met natuurlik Adventstyd en Kerstyd, en wat ons ook in Epifanie gevier het, die verskyning van God aan ons, en op hierdie Sondag sê ons as het ware, hy is Here oor ons lewens, hy is die koning van ons lewe. En daar is natuurlijk verskillende tekste in die woord wat ons kan lees, wat ons help om iets te verstaan van hierdie heerlikheid van God, en dis dan ook 4 van die tekste wat ons lees hierdie jaar in die leesoostersiklus, fokus juist hierop. As ek dus sommer kan begin in die Ou Testament, daar in Exodus 34, is ons daar die bekende gedeelte waar Moses opgaan na die berg toe, waar hy die ontmoeting met God het, en waar die 10 gebooie, die Torah, ook aan Moses gegee word. En dan skryf hy dit op, en Moses gaan van die berg af met hierdie gebooie, en sy gesig is bedek, want hierdie glans, hierdie heerlikheid van God het eintlik op hom afgegee. Ek gaan nou nie die hele gedeelte daar lees nie, julle ken die geskiedenis van daardie gedeelte dan ook. En dan Psalm 99, die psalm vir hierdie Sondag, is 'n psalm wat begin met die woorde, die Here regeer. Met ander woorde, sy heerskappy word geproklameer, word bekendgemaak, word erken in ons lewens. En dan gaan die hele psalm daaroor om te sê, dat hy is groot, hy is vir die hewe bo ons, hy is die magtige koning, hy is die een wat reg lief het. Gaan lees asseblief, Psalm 99, ons lees oor dit psalm vir hierdie week dan ook. En dan die ander teks waarna mense onmiddellik ook dink, is 'n teks soos 2 Korintiërs 3, waar Paulus skryf oor die feit dat ons as gelowiges bedienaars is van hierdie nuwe verbond, hierdie nuwe koninkryk, wat die Here Jesus tot stand gebring het. En dan skryf Paulus baie mooi mos daar ook om te sê dat die heerlikheid van God skyn deur ons, in ons. En dis amper asof hy na die verhaal met Moses toe teruggryp en sê, Moses moes bedek, want die mense sou sien, hierdie glans is in die afneem, maar ons wat die gees van Christus in ons het, ons moet eintlik Christus uitstraal en uitbeeld in hierdie lewe. Nou, ek wil nie oor al hierdie tekste baie sê vanmôre nie. Ek wil graag, vriende, saam met julle die teks in Lukas 9 lees. Dis natuurlik die ekwivalente weergawes wat ons ook kry in Matteus 17 en Markus 9, hulle evangelies. Maar Lukas skryf, wat ons fokus evangelie vir hierdie jaar is, Lukas skryf die volgende woorde en sê, daar in Lukas 9 vers 28, omtrent 8 dae, nadat Jesus hierdie woorde gesê het, nou kan ek net gou die opmerking maak, hierdie woorde gaan natuurlik daaroor dat Jesus in die vorige perikoop vir hulle gesê het, wat dit beteken om hom te volg, en dat hy regtig vir hulle sê, maar volgelingskap, disipelskap kos iets, en die mens moet bereid wees om daardie prys ook te betaal. Dan sê Lukas, so omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, hierdie volg my, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword, en sy klere skitterend wit. En skielik was daar 2 manne wat met hom praat, was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn, en met hom met Jesus gepraat oor sy uittog, wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander was vas in die slaap, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die 2 manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, vir so mooi uitdruk, aanstaltes maak om weg te gaan. Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is, laat ons 3 hutte bou, een vir u en een vir Moses en een vir Elia. Dit was toe vername persone, figure in die Ou Testamentiese Israel geskiedenis. Dan sê Lukas, maak hy die opmerking, sê, hy, Petrus, het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Ek sou seker ook. Daar kom toe 'n stem in die wolk wat sê, dit is my seun, wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is.
Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Ek wil jou uitnooi om vandag en môre in voorbereiding op Sondag se eredienste, om vandag en môre so 'n bietjie stil te word met hierdie teks en jouself in te sit in daardie verhaal, in te klim in Petrus, Johannes, Jakobus se skoene as ware. En sê, hoe sou jy reageer het? Wat sou jy gemaak het van hierdie gebeurde, hierdie event, hierdie ding wat gebeur daar op die berg, waar Jesus se voorkoms verander, helder, skitter, wit geword het, die twee engele, manne, figure, in die vorm van Moses en Elia, wat by hom is, die gesprek wat plaasvind, en jy beleef dit. Sou dit nie vir ons vriende dalk ook maar die versoeking gewees het, om soos op Petrus te sê, hier wil ek bly. Ek wil nie van hier af weggaan nie. Want as hulle ons nou berg afgegaan het, weer na die volk toe, weer na hulle omstandighede toe, sou die heel waarskynlik maar met 'n klomp uitdagings, met 'n klomp moeilikheid te doen gekry het, met dinge wat nie so lekker op en onder die vel gesit het nie, en ons weet, dit was die geval. So om in hierdie oomblik, oomblik te wees, in God se teenwoordigheid, met hierdie heerlike glans wat van Christus uitstraal. Ek dink enige van ons sou dit dalk ook wou doen, maar dan sê Lukas vir ons, hy beter nie besef wat hy sê nie. En terwyl hy praat, dan kom hierdie stem van God, van die Vader wat sê, dit is my seun, wat ek uitverkies het. Nou, hulle het ons nou vermoede gehad wie Jesus is, hulle het ons nou sy wonderwerke beleef, en dit wat oor hom gesê is, en dit wat hy gedoen het beleef, so, hulle moes besef, hy is seun van God, maar dit word bevestig hier, dat God die Vader sê, dit is my seun, wat ek uitverkies het. Maar dan los hy dit nie net daar om te sê, en nou kan julle lekker in hierdie teenwoordigheid van my seun sit, en ontspan en gerieflik wees nie. Nee, dan stem jy die stem, luister na hom. En ek gaan nou oor daardie nie baie verder praat nie, vriende. Ons weet ons nou hoe Jesus se aardse bediening uitgeloop het, die lydenspad wat hy gestap het, ons is een van die dae by lydenstyd, hoe hy hierdie roeping om Messias te wees, hoe hy dit uitgeleef het. En dan natuurlik ook, luister na hom, Jesus wat voor sy hemelvaart vir die disippels sê, gaan al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle, leer hulle, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis ons roeping. Waarmee los ek jou vandag? Sondag vier ons sy heerlikheid oor ons lewens. Beteken dit, dat ek en jy ons hele lewe ondergeskik stel aan hierdie Here oor ons lewens. Dink bietjie die naweek daaroor na. Hemelvader, baie dankie dat ons ook getuies kan wees vanuit die woord en die gebeure waarvan ons lees hier in u woord. Van die heerlikheid van Christus wat sigbaar geword het en wat eintlik vir ons u heerlikheid weerspieël en wat ons oproep om self ook daardie heerlikheid te weerspieël. En daarom, Here, is my gebed vanoggend eenvoudig. Heilige Gees, gee dat u heerlikheid in my lewe sigbaar word. Gee dat ek nie my eie agenda, my eie dinge sal vooropstel nie, maar dat ek die heeltyd net sal vra, wat het ek gehoor by Jesus Christus? En hoe leef ek dit uit in my lewe van elke dag? Doen dit terwille van u koninkryk en u naam, u heerlikheid hier op aarde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil afsluit net so vinnig deur te sê, eerskomende Sondag se erediens by ons hier in Kleinmond Kerk gaan nie op hierdie noodwendig fokus nie. Ons het 'n getuienis naweek, so Jaco en Sandra Leoner wat by Biblia hawe sending en by arbeidsbediening in die Weskaap betrokke is baie. Hulle is ons gaste die naweek wat vir ons van hulle werk kom vertel, waarmee die Here besig is ook in die besondere bedieningsveld wat hulle het, in nywerhede en arbeidsvelde, industrieë, en dan natuurlik ook rondom die bediening aan mense in die hawens. En ek wil jou uitnooi, ons gaan nie noodwendig hierdie tekste hanteer nie, alhoewel ek vir Jaco gesê het, onthou dis die leesooster tekste, maar ek los dit in sy hand wat die Here op sy gedagtes en hart lê met ons te deel. Maar ek wil jou uitnooi, kom skakel in afval by ons erediens in. Kobus sal oudergewoonte die skakel vir jou uitstuur dan ook, en
Dink so 'n bietjie verder nog oor Lukas 9, hierdie gedagte van die verleerling op die berg, en dan gaan ek volgende week Dinsdag TV, tog so 'n bietjie weer na hierdie tekste kyk, en eintlik so na al 4 tekste kyk. So lees gerus, Eksodus 34, daardie gedeelte van vers 29 tot 35 spesifiek, Psalm 99, 2 Korintiërs 3 vers 12 tot 4, hoofstuk 4 vers 2, en Lukas 9, 28 tot 36 saam. Dan gesels ons Dinsdag weer. Intussentyd, geniet daai beker koffie van jou. En ja, soos Gandalf altyd sê, ek het dit al aangehaal, all we have to decide is what to do with the time that is given to us now. Hoe leef ek en jy die heerlikheid van God in ons lewens uit elke dag? Geniet jou koffie en mooi loop.